van Golgotha, die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem, as hy voor jou staan, sal jy ken jy dan, die man van Golgotha. Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u en dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ek andermaal weer oor die godheid van Jesus Christus, 'n baie omstrede en 'n baie kontroversiële onderwerp in die godsdienstwêreld, waarin die vyand probeer om hierdie leerstelling dat Jesus waarlik God is, te ontken en te vermy, en ons gaan vandag daaroor gesels. Nou die vandag se titel, die skepper van hemel en aarde, is Jesus waarlik skepper van hemel en aarde? Die woord van God leer dit baie duidelik, en daarom moet hy God wees. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, en ons gaan kyk wat hierdie valse leraars gesê het, en ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou Jesus Christus is God en het alle dinge geskape. Dit moet vir u baie belangrik wees as kind van God wie Jesus waarlik is, want daarin lê jou saligheid opgesluit. As jy nie weet wie Jesus is nie, jy glo nie hy is God nie, is jou saligheid in gevaar. En daarom moet ons dit ernstig opneem. Hy is waarlik die skepper van hemel en aarde. Hy is God in die vlees en dis waaroor dit gaan. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Nou, Jesus is die skepper en is nie 'n geskape wese nie. Daar's baie kultusse, valse godsdienste wat natuurlik Jesus dan beskou as 'n geskape wese, selfs in kerklike geleedere beskou hom nie as die skepper nie, maar dat nie God kan wees nie. Maar skrifgedeeltes wat natuurlik baie maklik gebruik word, is Kolossense 1:15 en 16 en Openbaring 3:14, wat hulle natuurlik sê Jesus is nie die skepper nie. Hy was by die begin van die skepping, of hy is die eerste van die skepping. Nou kom ons gaan kyk aan die konteks van daai skrifgedeeltes. Nou dwaalprofete wat leer dat Jesus 'n geskape wese is, gebruik gewoonlik hierdie skrifgedeeltes. Openbaring 3:14, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodisense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Nou as jy daai skrifgedeelte lees en jy kyk vinnig daarna, dan lyk dit asof hy die begin is van die skepping en dat hy nie die skepper is nie. Maar die konteks hiervan is maar basies dat hy is the ruler of God's creation. En die Griekse woord prototokos is the firstborn. En dit sê bloot dat first in time sequence, the first to be born or first in position, the highest ranking person. Uniek, dis wat dit beteken. Hy is nie 'n geskape wese nie, hy is die skepper, hy onderhou alles, hy het alles tot stand gebring, en daarom sê Kolossense 1:15 vir ons baie duidelik en 17, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskapye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So hy is die onderhouding van die skepping, hy het dit geskape. En dis wat hierdie skrifgedeelte, die konteks, Jesus is the pre-eminent one of creation. En dit hou verband met Kolossense 1:15 tot 17. Maar kom ons gaan luister wat sê Stanley Franks. Dit is 'n man wat nie glo dat Jesus God is nie, dat hy 'n geskape wese is, as jy luister wat hy vir jou sê. En maar kom ons gaan luister wat hy sê, dan gaan ons daaroor gesels. So ek dink hierdie gedeelte in Kolossense som vir ons hierdie hele saak op, en dat hy die eerstgeborene is van die hele skepping. So Here Jesus het eerste bestaan en toe die Vader die res van die dinge ook wel gemaak.
En ook dis is wat die Here Jesus sê, ek het bestaan nog voordat Abraham was, en as 'n mens mooi en logies daaraan dink, die engele het ook bestaan nog voordat Abraham was. Die Satan het ook bestaan nog voordat Abraham was. So hierso het Jesus iets net vir die Jode gesê, dat ek is die eersteling van God die Vader se skepping, want hy sê tog vir ons in hy selfde gedeelte in Johannes 8, en dit spesifiek vers 54, dat die een wie julle God noem, is my Vader. So Jesus het gekom om die hele saak van God, sy naam, sy identiteit ensovoorts, van die Godheid en hoe dit werk, het hy gekom om dit vir ons te verklaar, en het gesê, hy is een met die ek is wat ek is, want hy is die seun wat uit die Vader se boesem tevoorskyn gekom het. So hy was in die begin by God, omdat hy nog die gedagte, die begeerte in God was, en toe hy na vore gekom het, was hy by God gewees, maar toe hy sê, die seun van God, die Here Jesus Christus, nie die God Jesus Christus nie. Nou ja, verstaan Stanley Franks nie dat Jesus is waarlik God in die vlees nie. Hy is die een wat gekom het as God in die vlees. Hy het nie net kom wys wie God is nie, hy self is God in die vlees. En dit is baie, baie belangrik. So, kom ons gaan kyk wat sê Stanley Franks. Hy sê dat Jesus eerste bestaan het van God se skepping. Met ander woorde, hier kan jy duidelik sien uit dit wat hy sê, dat Jesus 'n geskape wese was. Hy was die eerste wat bestaan het, voor Abraham. Natuurlik sê hy, die engel en Satan het ook bestaan, en gebruik hy Jesus in dieselfde, kan ek sê, vergelyking met Satan en die engele, en dit is nie die konteks wat daai skrifgedeelte gee nie. Jesus was net 'n gedagte by God, sê hy, en toe hy voorkom, was hy die Here Jesus Christus, nie Jesus as God of God die Seun nie. Dit is 'n baie ernstige statement wat hierdie man maak, deur te sê dat hy nie Jesus is, dat hy nie God is nie, en hy is ook nie God die Seun nie. Maar kom ons gaan kyk na die konteks van dit. In Colossians 1:15, Jesus is described as the firstborn of all creation, signifying his pre-existence. Dis wat dit beteken, firstborn, prototokos, supreme sovereignty and status as the creator rather than a created being. The term prototokos refers to rank, inheritance, and authority over all creation, highlighting Jesus as the agent of creation and heir of all things. Nie dat hy die eerste is wat geskape was nie, soos Stanley Franks gesê het nie. En dis 'n dwaling. Maar kom ons gaan kyk na so 'n paar skrifgedeeltes wat vir ons dan ook beklemtoon en wys dat hy skepper God is. Nou die eerste skrifgedeelte wat ons nou ook hanteer het, Kolossense 1:16, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel is en op die aarde, en sienlik en onsienlik, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. 'n Ander skrifgedeelte in Johannes 1:3 sê alle dinge het deur hom ontstaan. Met ander woorde, deur wie? Deur die woord, deur Jesus Christus het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Baie, baie duidelik in die skrif. En dan natuurlik hierdie skrifgedeelte, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, van alle dinge af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. En dan 'n belangrike skrifgedeelte in Hebreërs 1:2, hy word as erfgenaam oor alles aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Kan dit duideliker wees? Ek dink dis baie duidelik. Maar kom ons gaan luister wat sê 'n valse leraar van Ghana. Hy sê Jesus het niks geskape nie. Ons verstaan die Bybel verkeerd. Hy sê Jesus het niks geskape nie. Kom ons gaan luister. Jesus Christ was Moshe. Christ didn't create anything. It is without him that nothing was made. That was made. He is the means by which the creation came. He didn't create. Christ is not creator. Your definition of God is your problem. Nou ja, dit is wat hierdie man sê. Hy's 'n leraar uit Ghana, uit valse profeet. Hy sê Jesus Christus het niks geskape nie. Jesus is nie die skepper nie. Jy het dit duidelik gehoor, en dis wat hierdie mense leer, en dit is 'n klag teen die naam van Christus. Hy behoort nie eers daar te staan en preek nie.
Het Jesus ons nie vooruit gewaarsku oor hierdie mense nie? Valse profete, skape, wolwe in skaapklere. En dit is wat ons sien in die kerkewêreld vandag. En hierdie is 'n man in die kerk, dis nie een of ander valse kultus of valse godsdiens in die wêreld nie. Maar kom ons gaan luister wat sê 'n biblical Unitarian. Hier kom hy en hy verdraai die skrif en hy sê Jesus is die skepper nie van die skepping in Genesis nie, maar nadat hy gebore is. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Colossians 1:16 is teaching that there was a new creation created in connection with Christ Jesus. It's not about Jesus creating the world or the Genesis creation. Now, when I say new creation, I'm referring to anything that happened after Jesus' resurrection and exaltation to the right hand of the Father. Anything that happens in that time frame is considered part of the new creation. And that's what Paul has in mind here in Colossians 1. Let's read verses 15 through 20, just to get a nice picture of the whole passage. It says, "He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, because in connection with him all things were created in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. And he is above all things, and in connection with him all things are held together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from among the dead, so that he would come to have first place in everything. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him God was pleased to reconcile all things to himself, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood that was shed on the cross." The first reason why this passage is not about Jesus creating the world is because the things that are created are things in heaven and things on earth. We see that in verse 16. Not the heavens and the earth. That's not what's created in this creation that Paul is referring to. He's presupposing that the heavens and the earth have already been created, because he's referring to the creation of things in heaven and on earth. That must mean the heavens and the earth already exist. The second reason why this is not about Jesus creating the world is because Paul fails to mention even one thing from the Genesis creation in this list of things that were created. If Paul was intending to tell us that the Genesis creation was created through Jesus, he did a really bad job, because he doesn't mention one thing that was created in the Genesis creation. Nou, jy kan duidelik sien dat hierdie man die skrif probeer gebruik, en dit is die taktiek van die Satan, om Jesus uit die prentjie uit te kry. Hy was nie daar by die begin van die skepping nie, maar die woord is duidelik. Hy was daar, hy was voor alle dinge het tot stand gekom deur hom. Maar kom ons gaan kyk in detail wat hierdie man sê. Hierdie man is 'n biblical Unitarian, en vir hulle is Jesus nie God nie. Nou, ek wil dit net mooi verduidelik. As jy in 'n sekere geloofsgroep behoort, dan sê jy glo wat hulle vir jou sê, jy sal nie glo wat die waarheid is nie, al is dit die waarheid. Jy sal dit nie glo nie, want jy is vasgevang in hierdie groep. En so gaan dit ook met ander leerstellings soos Eternal Security, Pre-trib Rapture. As jy dit wil glo, sal jy dit glo, en niks anders sal jy oortuig nie. Maar dis wat hierdie mense doen. Hulle glo absoluut Jesus is nie God nie, en sê dat die skepping in Kolossense 1:15 nie gaan oor die Genesis skepping nie, maar 'n nuwe skepping na sy op. Nou, waar is nuwe dinge geskape na sy opstanding? Jesus het alle dinge geskape. Alles. Hy was voor alle dinge, en hy het alles geskape, reg in die begin. Genesis 1, as die Godheid daar, en hulle die skepping dan verwerklik. Maar hierdie mense wil sê, nee, dit praat nie van die Genesis skepping nie. Nou, kom ons gaan kyk. Hy word as erfgenaam van alles aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Praat van Jesus. Die wêreld is die skepping wat bestaan het voordat Jesus na die aarde toe gekom het. So hy is die skepper. Hy is aangestel deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hemel en aarde, planete en alles wat daarin is. Die dinge wat in die hemel en op die aarde geskape is, nie die hemel en die aarde nie, sê hierdie man. Jy sien, so hy sê dat Jesus basies net na sy opstanding het hy sekere goed laat geskep. Dit is nie waar nie, dit staan nie in die skrif nie, maar hierdie man sê dit. Hy sê dit is wat dit is.
dat as Kolossense 1 vers 15 verwys na die Genesis skepping, hoekom het Paulus dit nie genoem nie? Dis baie swak eksegese. Hy sê Paulus moes gesê het, nee, dit was die Genesis skepping, maar dit nie genoem nie, so dit is nie die Genesis skepping nie. So sien kan hulle gebruik die skrifte om Jesus se godheid te probeer ontken, en dis 'n baie, baie gevaarlike ding. Nou goed, die vyand is hard aan die werk, en om die godheid van Jesus te ondermyn. Dis 'n baie ernstige saak, ons moet gaan kyk wat die woord van die Here leer rondom die godheid van Christus, dat hy werklik skepper God is, dat hy alle dinge geskaap het, omdat hy alles geskaap het, is hy God. Wie kan anders dinge skep behalwe God? Dis net God wat dit kan doen, en Jesus het gedoen, maar die vyand probeer om groot onmin te veroorsaak, en deception, hy veroorsaak dat mense nie wil glo dat Jesus God kan wees nie, en hy gebruik mense daarvoor, in die kultiese wêreld, in die godsdienstwêreld, en selfs in die kerk. Die Satan weet baie goed dat Jesus skepper is, hy weet dit, want Jesus het hom geskape, en hy weet dit. So, ons moet gaan kyk wat die woord sê, ons moet die konteks daarvan verstaan, en dat ons die Heilige Gees vra om ons die leiding te gee deur die skrifte, dat ons kan weet waarlik wie Jesus werklik is. Nou ja, tot ons op 'n volgende keer weer gesels oor die godheid van Christus, mag die Here u seën, totsiens.